Ek gaan begin met 'n paar aanhalings van gerekende teoloë. Dallas Willard het gesê, grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. Effort is action, earning is attitude. So wat hy daardie wil sê is, dat om gered te kon word, daaraan het ons geen aandeel gehad nie. Die genade van die Here, dit is hoekom ons vergewe is. Dis die earning. Effort and action is dat die Here wil ons karakters vorm. En daarvoor moet ons ook verantwoordelikheid neem. Dit is waar die effort inkom. So ek moet saam met die Here werk wat my karakter wil verander. Dan Dietrich Bonhoeffer het gesê, when Christ calls a man, he bids him come and die. So weer 'n keer, die Here wil nie net vergifnis gee nie, maar ook 'n uitnodiging om in 'n nuwe lewe gevorm te word. Al is dit dan ook, soos in sy geval, ten koste van myself. John Ortberg het gesê, God is not interested in making you religious. He is interested in making you whole. Dis mooi gesê, nee. So weer 'n keer, die Here wil ons heel maak, die Here wil ons transformeer. En dan C.S. Lewis het gesê, God became man to turn creatures into sons. Not simply to produce better men or the old kind, but to produce a new kind of man. Jesus wil ons werklik nuwe mense maak wat gevorm is na sy beeld. So vir baie van ons het geloof opgehou by gered en verlos. En baie van ons as gelowiges het daar opgehou. Ek is gered, ek is verlos en ek is baie dankbaar daarvoor. Terwyl die Here Jesus ons wil vorm. En hier's 'n paar tekste wat dit sê. Romeine 8:29, ons is bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. 2 Korintiërs 3:18, ons word al meer verander om soos hy te lyk. Efesiërs 4:13, soos 'n volgroeide mens wees, so moet ons wees, so volmaak en volwasse soos Christus. So volmaak en volwasse soos Christus. 1 Johannes 2:6, ons behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. So hier's net 'n paar tekste wat dit onderstreep dat die Here wil ons transformeer. Dat die Here ons van binne uit nuwe mense wil maak. En daai nuwe mens wat ons moet word is om te wees soos die Here Jesus. So die Here Jesus nooi ons om aan hom te glo, maar ook om deur hom gevorm te word. Om te dink soos Jesus, om te voel soos Jesus, om te leef soos Jesus. En daarom moet ons groei. Geestelik groei en ook emosioneel groei. Nou, vir my die maklikste verstaan van geestelike groei, van geloofsvolwassenheid, is wanneer ek die vrug van die Gees dra. Wanneer hierdie dinge tipies is van my. En dan in besonder in my verhoudings. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En om so te lyk, en bære nou hierdie in jou agterkop, om so te wees, is om geestelik en emosioneel volwasse te wees. Want dit is die karakter van die Here Jesus wat in my begin vorm aanneem. Dit is die bewys dat ek van binne af nuut gemaak word. So dis die sigbare resultaat van die Heilige Gees se werk in my lewe. Belangrik om raak te sien dat ek kan dit nie self produseer nie. Ek kan nie besluit ek wil goedhartig wees nie.
ek wil vriendelik wees nie. Ek wil met vrede leef nie. Want daai besluite bring ons regtig net so ver. En dan kry jy maar weer op 'n plek waar jy agterkom, ek het nie vrede nie, ek het nie vreugde nie, ek was nie so vreeslik vriendelik met mense vandag in my lewe nie. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek kan nie so wees, dit gaan ek probeer verduidelik, ek kan nie so wees as ek emosioneel onvolwasse is nie. Scazzero se woorde, it is not possible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. Vir baie Christene beteken geestelike groei dat jy sekere dinge moet doen. Soos jy moet bid, Bybelstudie doen, jou geloofskennis moet uitbrei, jy moet die Here dien. So vir baie Christene is dit waar dit eintlik ophou. En dan gee ons nie aandag aan ons innerlike emosionele deel nie. Hier waar my pyn lê, waar my vrese lê, waar ek leef met leuns, waar my skuld lê en waar my seer lê. So ek kan groei in Bybelkennis. En ek kan ongelooflik hard werk vir die Here. En ek kan ongelooflik toegewyd wees, sonder dat ek verander word na die beeld van Christus. Maak dit sin? So ek kan al hierdie dinge doen, al hierdie goed kan waar wees, maar dit beteken nie dat ek verander is na die beeld van Christus nie. Want ek groei nie in innerlike heelheid nie. En dan kry jy oppervlakkige geestelike volwassenheid. Een of ander rede het my ding daar verdwyn. 'n Voorbeeld van oppervlakkige geestelike volwassenheid is dat ek is dalk betrokke by die kerk. Ek is lojaal, ek is hier, maar ek kan nie vergewe nie. Of ek lees Bybel en ek bid, maar ek verloor konstant my meer. So dit is 'n oppervlakkige geestelike volwassenheid. En ek wil graag fokus op 3 karaktertrekke wat van die Here Jesus wat ook ons sinne moet wees. Kom ons begin by nederigheid. Om nederig te wees, moet ek eerlik wees oor myself. Nee, emosionele volwassenheid is wanneer ek eerlik is oor myself. Wanneer ek weet, dis my sterkpunte, dis my swakpunte, dis my potensiaal, dis my leemtes. Dat as iemand vir my sê, jy doen dit goed, dat ek kan sê, ek weet, ek doen dit goed. Maar as iemand vir my sê, jy is maar bietjie vrotterig daarmee, dat ek kan sê, ek weet, ek is vrotterig daarmee, ek wil so graag beter raak. Maar ek is okay daarmee. Dis emosionele volwassenheid. En as ek nederig wil wees, of nederig te kan wees, moet ek nie verdedigingsmeganismes hê nie. En ek gaan dit nou gou verduidelik. En ek moet nie blaam verplaas nie. Maar kom ek gaan aan en dan sal julle die prentjie kry. So, hier is 'n situasie waar nederigheid getoets word, wanneer iemand my reg help. Gebeur dit met ons? Gebeur dit met ons. En omdat ek 'n gelowige is, en omdat die karakter van die Here Jesus in my moet wys, moet ek, wanneer ek reg gehelp word, dit hanteer met nederigheid. Okay? As 'n mens emosioneel onvolwasse is, dan is jou fokus is ek. Omdat my selfwaarde nie gevestig is nie, omdat ek myself nie volledig aanvaar soos ek is nie, dit is hoekom die fokus ek is. So wanneer iemand my dan reg help, ek wat emosioneel onvolwasse is, dan voel ek
verneder. Of ek voel dat enige kritiek op my is 'n aanval. En ek moet myself verdedig. Of ek moet die blame verplaas. Dit sê, nee, is nie ek nie. Sy. Dis eintlik sy. Hoor julle wat ek sê? Want emosioneel volwasse beteken, ek kan nie erken dat eintlik is dit ek wat die fout gemaak het. Emosioneel onvolwasse beteken dat as jy my konfronteer met iets wat ek nie reg gedoen het, dan slaan ek jou terug, want ek kan dit doodgewoon net nie handle nie. Ek moet die fokus van my wegkry na jou, want dit gaan oor my. En as daar emosionele wonde is, wat nie genees is nie, is dit vir my baie moeilik om nederig te wees. So die Here sê, die Heilige Gees wil nederigheid in my lewe na vore bring, maar ek kan nie nederig wees as ek nie emosioneel gesond en volwasse is. Selfbeheersing. Selfbeheersing is deel van die vrug van die Gees. Emosioneel volwasse, ek word nie beheer deur my gevoelens nie. Ek kan voel, maar ek kan eers dink. Ek kan eers besluit hoe ek gaan reageer. Nou, selfbeheersing word getoets wanneer iemand ons kwaad maak, of wanneer iemand ons frustreer. Is ek reg? Ja of nee? Inderdaad. Nou, iemand wat emosioneel onvolwasse is, oorreageer altyd in 'n situasie. Die gevoelens, daai en sy gevoelens hardloop net weg. Ek het nou dag, as ek in so 'n situasie gewees, waar iemand kritiek uitgespreek het. En ek kon net agterkom dat die iemand langs my sit. Jy kry mos daai feeling van hier's nou, jy weet, hier broei nou 'n ding, en onmiddellik kan jy agterkom, is 'n totale oorreaksie in hierdie situasie, dat ek eintlik net wil sê, luister net klaar. Wie kan dit mos nou nie doen nie, nee. Julle hoor wat ek sê. As 'n mens emosioneel volwasse is, dan tree jy ook impulsief op. Emosioneel onvolwasse is dat 'n mens wil jou gedrag regverdig. Ek kan nie help nie. Sy het my so kwaad gemaak. Sy het my so ver gedryf dat ek totaal en al selfbeheersing verloor het. Of ek was so kwaad, ek was so seer gemaak, of ek was so moeg. As ek so moeg is en mense frustreer my, dan verloor ek dit. Is julle saam met my? Nee, dit is emosionele volwassenheid wat agter dit sit. En agter dit sit onverwerkte emosies. Wat in daai oomblik, onverwerkte emosies wat onder jou oppervlak is, en in daai oomblik breek daai goed deur. Dit kan emosies wees soos woede, skaamte, jaloesie. So weer 'n keer, as ek nie emosioneel volwasse is nie, dan is dit baie moeilik om selfbeheersing in alle opsigte toe te pas. Vreugde. Deel van die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede. Vreugde kom as 'n mens dankbaar leef. En iemand wat emosioneel volwasse is, kan dankbaar wees. En is 'n vreugde ongeag omstandighede. En dit is dan nogal 'n groot ding, nee. Dat my vreugde is nie gekoppel aan dit wat met my gebeur of wat rondom my gebeur nie. Dis 'n vreugde wat ek dra omdat die Gees van die Here in my werk. En emosionele onvolwassenheid ondermyn vreugde. 2 dinge daaroor. Wanneer ek loop met staf van die verlede, wat ek nie verwerk het nie, met seer of vrees of hartseer, daai goed is 'n onsigbare gewig wat ek dra, saam met my in die lewe. En dit trek my af, en dit skep spanning by my. Wat beteken dat ek leef eintlik swaarmoedig. En ek leef eintlik onrustig. Omdat ek daai goed in my verlede nooit verwerk het. En geweldig baie mense leef swaarmoedig. Die lewe is hard.
totdat die Gees van die Here begin werk in my. Die tweede is dat wanneer 'n mens sekere goed nie verwerk het, soos verlies of soos teleurstellings van die verlede, dan is ons geneig om te fokus op tekort. Jy weet, ek het nie daai ding gekry nie. Ek wou dit so graag gehad het. Of ek wou so graag daar gewees het in die lewe en dit het nie gerealiseer nie. Wanneer daai goed in my kop is van ek het verloor, ek is teleurgestel. Wanneer dit nie verwerk is nie, dan is my fokus te kort. En dan kan ek nie sien wat ek het nie. En dan is die emosies wat uitkom, bekommernis, jaloesie of bitterheid. Iemand wat swaarmoedig is, wat hierdie onsigbare gewig dra uit die verlede, kan nie regtig vreugde ervaar nie. Iemand wat jaloers is, iemand wat bitter is oor die verlede, iemand wat bekommerd is oor die toekoms, want ek glo mos nou, jy weet, dit gaan mos nou maar oor en oor gebeur, kan nie vreugde ervaar nie. Ek hoop dit maak sin. Die verband tussen emosionele onvolwassenheid en geestelike volwassenheid. En dit is hoekom die Here hierdie mens wil verander. Dis hoekom die Here hierdie mens 'n nuwe mens wil maak. Want hierdie gebroke mens gaan dit nie reg kry nie. Maar wanneer die Here hierdie gebroke mens heel maak, wanneer hierdie gebroke mens die Here toelaat om in te kom en toe kom heel maak wat daar stikkend is, dan word ek geestelik volwasse. Ander ding, emosionele onvolwassenheid en my godsbeeld. Ons almal het 'n prentjie van God. Ek onthou baie jare terug met ek studeer op Stellenbosch. En een van die kursusse wat ons gedoen het, ek dink nog die vrou se naam was Dr. Cornelia Roux. Sy het 'n boek geskryf oor godsbeelde vir kinders. Wat is die prentjie wat jy wil hê jou kind van God moet hê? 'n ongelooflike interessante kursus gewees. Nou, onverwerkte emosies vervorm ons beeld van God. Onverwerkte emosies word 'n lens waardeur ek na die Here kyk. So die goed wat ek saam met my dra, wat nie reg gekom het nie, wat nie heel geword het nie, dis soos 'n lens wat vir God 'n kleur gee. En ek gaan vir julle 'n paar lense noem. As verwerping deel was van my lewe, en ek is gelos, of ek is uitgestoot, wat ook al die oorsaak van verwerping was, dan is dit hoe ek na God kyk. God gaan my dalk ook los. Soos die ander mense my gelos het, gaan God my dalk ook los. So dis 'n verhouding waar iemand nie kan ontspan nie, want daai verwerping en die vrees vir daai verwerping en die genesing wat nie gekom het nie, skep hierdie vrees, maar die Here gaan my ook los. Skaamte. Skaamte, wanneer ek as kind of ergens in my lewe gesê is, jy's verkeerd, jy's 'n fout. Enigiets wat iemand laat dink het, maar daar's fundamenteel fout met my. Wanneer daai wond nie genees is, dan begin ek so na God kyk. Dan begin ek na God kyk as iemand wat veroordeel, as iemand wat streng is, as iemand wat kritiseer. En ek kan nie ontspan in die verhouding nie. As ek kyk deur die lens van prestasie, as dit my emosionele wond is wat ek dra, ek moes presteer ter wille van aandag, ek moes presteer ter wille van erkenning, ek moes presteer ter wille van liefde, dan is dit hoe ek na God toe kyk. Dan dink ek by myself, maar die Here is heeltyd besig om my te meet. Die Here is heeltyd besig om my op te jack. So ek moet net harder probeer, sodat die Here net okay is met my. 'n Laaste een, vrees. As ek verwond is rondom vrees, miskien, kom ons vat 'n voorbeeld, miskien het ek 'n verwagting gehad dat my pa gaan mooi na my kyk.
Daar is dit ek ontdek, maar my pa het toe nooit mooi na my gekyk nie. Dan maak dit jou bang vir die lewe. En as ek met hierdie wond loop, en daai wond is nie genees nie, dan loop ek altyd met hierdie twyfel, gaan die Here regtig vir my sorg, is die Here regtig naby my. So hierdie goed van die verlede bepaal hoe ek na God kyk. En dan kan my verhouding met die Here vir my meer angs bring as wat dit vrede bring. En ek wil graag daai sê, geloofsvolwassenheid is wanneer ek volle vertroue het in die Here Jesus. Volle vertroue in die Here. Wanneer ek myself volledig aan hom kan oorgee. Dat hy met my kan maak wat hy wil. Dis geloofsvolwassenheid. Maar as ek met daai goed sukkel in my lewe, en daai goed is nog nie gesond nie, dan kan ek nie kom op die plek waar ek die Here volledig vertrou en myself volledig aan die Here kan oorgee. Verstaan? En dan mis ek soveel. Dan mis ek die voluit lewe wat ek kan hê. Want ek leef heeltyd met onsekerheid, en ek leef met twyfel, en ek weet nie heeltemal waar ek met God staan nie, en dan vandag voel ek naby die Here, en môre voel ek weer ver van die Here. En dan is ek beroof van die lewe in oorvloed, wat die Here Jesus vir ons kom gee het. Storie. Lena het as kind dikwels gevoel, sy is te veel. Haar pa het stil gebly as sy huil. Haar ma het vinnig gesê, hou op oorreageer. Sy het geleer om haar gevoelens weg te druk en om sterk te wees. Maar die binne het sy begin glo, my emosies is 'n probleem. Jare later het Lena Jesus begin volg. Sy lees haar Bybel, gedien by die kerk, getrou gebid. Maar iets bly stikkend. Wanneer sy huil, voel sy skuldig. Wanneer sy sukkel, dink sy God is teleurgestel te na. Eendag vra iemand haar, hoe sien jy God as jy swak is? Sy antwoord sonder om te dink, soos iemand wat sy oë rol, soos my pa gemaak het. Skielik besef sy kyk nie na God soos hy regtig is nie. Sy kyk deur die lens van haar ou wonde. Haar pyn het 'n lens geword. Sy sien God as afsydig, koud, moeilik om te behaag. Maar toe sy begin toelaat dat Jesus daardie seer aanraak, toe sy leer dat hy sagmoedig is, 'n Vader wat haar sien en verstaan, word die bril waardeur sy na God kyk skoon. Haar beeld van God word helderder. Wanneer sy huil, hoor sy nou, ek is naby die gebrokenes van hart. Haar emosies het 'n plek gekry. Nie as iets wat haar van God wegneem nie, maar as iets wat haar na hom toe bring. Daai lens waardeur sy na God gekyk het afstand geskep, onsekerheid geskep in haar verhouding met die Here. Tot die dag wat sy besef het, maar die Here is nie soos my pa nie. My emosies is okay. Kan maar by hom sit en huil, hy is baie gemaklik. Daarmee. En dis waar die genesing begin het. Geestelike volwassenheid vra, dat ons ook emosioneel gesond word. En daarom moet ons Jesus inlaat in elke deel van ons menswees, om deur hom gevorm te word, om te verander. Amen. Nou daar is die gebed. Kan ek hom net lees, terwyl ons oë toemaak? Is dit reg? Heilige Gees, wys my waar ek nog leef vanuit ou wonde en nie uit u waarheid nie. Vorm my, maak my nuut, help my om emosioneel volwasse te word. Nie net vir myself nie, maar sodat ek ander waarlik kan lief hê. Ek wil aantrek wat u vir my gee, identiteit, waarheid en volheid. Vader,
My hart is dikwels 'n deurmekaar plek, vol gedagtes en gevoelens wat ek nie altyd verstaan nie. Jy sien die dele van my wat selfs vir my versteek is. Jy weet van die stemme van verwerping, van vrees, van minderwaardigheid, wat ek al so lank saamdra. Heilige Gees, kom lig die wortels van hierdie ou wonde uit. Wys my waar ek nog vasgevang is in patrone van reaksie, van selfbeskerming, van emosionele vermyding. Wys my waar ek glo ek moet myself red, eerder as om U toe te laat om my te genees. Ek bely dat ek dikwels probeer optree asof alles reg is. Maar ek het U nodig om my van binne af nuut te maak. Nie net om my gedrag te verander nie, maar om my hart te verander. Here Jesus, U is sagmoedig en nederig van hart. Leer my om soos U te wees, om stadig te raak, om sag te wees, om teenwoordig te wees in my eie hart en in ander se pyn. Help my om die emosies wat ek so lank vermy het, in die teenwoordigheid te bring. Ek wil leef uit die waarheid, nie uit my seer nie. Ek wil rus in my identiteit in U, nie in mense se goedkeuring of my eie prestasie nie. Vorm my Here, maak my gedagtes nuut. Vorm my emosies deur U liefde. Vorm my reaksies deur die Gees. Ek wil aantrek wat U vir my gee. Nie vrees, skaamte of skuld nie, maar genade, vrede en krag. Laat my lewe wys dat U regtig leef in my. Laat my liefde, selfbeheersing, getrouheid en vreugde uitstraal, omdat U my vorm van binne af. Gebruik selfs my broosheid, my gebrokenheid, my verhaal, om U genade aan ander te wys. Ek gee alles wat ek is, maak my nuut, maak my vol en maak my vry. Amen.